gou eers 'n vraagie vra. Julle weet ek hou daarvan om vrae te vra. En hier is regtig 'n maklike vraag. Hoeveel seuns het koning Dawid gehad? Nee. Nee. Nie raai kanse vat nie, Karen. Nee, jy kom maar vir die teksvers gee, dan gaan tel julle. Hoeveel? 9. Nee. Hy het 20 gehad, jy lees dit in 1 Kronieke hoofstuk 3 vanaf vers 1 tot 9 lees jy, hy het 20 kinders gehad en hy gee die name vir jou daar wie dit is. Amen. Daar sê, nou soos oudere gewoonte, vra ons vir Mario. Mario, jy kan maar sit hoor. Ons het jou gevang vir 'n triek vanoggend hoor. Die mannetjie het so gestres hoor. Ek het hom eintlik jammer gekry. Want ons het nou vanoggend vir hom gesê, Mario, het jy nie gehoor ons het verlede week vir jou gesê jy moet die woord bedien nie. En onmiddellik het daar koue sweet op daardie man uitgeloop, né? En hy het nie geweet wat om hom te doen nie. Toe gaan sit hy dan vinnig, maar jy sien dis 'n goeie eienskap. Hy sit toe dan vinnig en hy berei 'n woord voor. Prys die Here. Nee Mario, jy kan maar rustig wees vanoggend hoor. Het hy nou hartklopings gehad? Het jy vir hom gebid? Ja, ons het probleme na die tyd hoor, ek en jy. Hy is nou kwaad, jong. Ek wil hê julle moet vir my die lewende woord oopmaak. By Matteus 26. En hierdie week was ons by 'n pastoorskonferensie gewees, ek en Hendrik. En Dinsdagoggend het ek vroeg opgestaan en ek het in hierdie woord het by my opgekom. Terwyl ons almal so rustig in die huis gelê en slaap het, of almal geslaap het, praat ek met die Here en ek sê, Here, ek moet 'n woord bedien. Sondag. En die Here gee vir my hierdie gedeelte in Matteus 26. Hy sê en my tema is waak en bid. In die stilte van daardie huis, toe vra hy vir my, wie waak oor die huis? Wie bid oor die huis? Wie is die beskermer oor die huis? En die moderator van die PPK het Woensdag 'n aanbieding gegee. En een van sy belangrikste punte was bid. En ek kom agter, die Here praat en die Here wil vir ons iets openbaar oor waak in gebed. En die hartseer was toe pastoor Patrick 'n ding aanhaal waar hy sê hoeveel tyd leraars aan gebed spandeer. En Henry, as ek reg kon onthou, Ilse, julle wat daar was, het hy gesê 5 minute. 5 minute. Wat vir my skokkend is. Want as ons sê ons is kinders van God, dan moet ek en jy in gebed wees en ons moet waaksaam wees oor dit wat ons van God vra. En ek wil vandag oor hierdie gedeelte van gebed praat, die waaksaamheid. En hierdie gedeelte is een van die gedeeltes waarvan ons nie hou. Want daar is iets wat ons moet doen. Sodra ek iets moet doen, dan wil 'n kind van God mos gaan sit. Die kerk is vol sitters, en ek het dit al baie gesê. Hoekom? Hulle luister, maar hulle word nie doeners en daders van die woord nie. Nou kom ons lees. Jesus het alreeds in sy aardse bediening 3 gelykenisse gebruik om disipels te leer wat waaksaamheid beteken in terme van wat ons moet doen. Hy het eerstens hulle aangemoedig om so slawe te wees wat waak op hulle Heer se terugkoms. Lukas 12 vers 35 tot 40. Die tweede keer waar hy hulle aangemoedig om waaksaam te wees, het hy hulle tweedens aangemoedig om te wees soos die huiseienaar wat waak vir die diewe, al weet hy nie watter tyd van die nag die inbraak sal plaasvind nie. Hy het hulle 'n derde gelykenis gegee. Hy het hulle die derdens aangemoedig om te wees soos die verstandige 5 jong meisies wat ekstra olie vir hulle lampe gehad het en hulle waak vir die bruidegom
se koms. Aan die ander woorde, die Here het al die disippels voorberei om te sê, julle moet waaksaam wees in julle gebede. Julle moet weet wat die vyand gaan doen. Daarmee het al die disippels die regte houding teen opsigte van die woord aangeleer. Maar as meer in hierdie gebedslewe. Daar is meer wat van my en jou verwag word. Daar is net een keer in die Bybel waar Jesus 3 keer agter mekaar gaan bid het. En wie kan vir my sê, waar is dit? In die tuin van Getsemane. Hy het 3 keer gebid. Maar wat het hy vir die disippels gevra? Hy vra dit vir sy kerk en sy mens. Elkeen wat hier is, vra hy dit. Kom ons gaan. Jesus in Getsemane. Ons leer dit by Jesus self, waar hy vir ons sê, Jesus het die bloed gesweet in Getsemane toe sy disippels gevra het om saam met hom te waak en bid in sy uur van droefheid voor die kruis. Nou kom ons lees hierdie gedeelte in Matteus 26. Sorry? Nee, ek het mos hom klaar vir jou geneem, ek maak 'n grap, vers 36. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane en hy sê vir die disippels, sit hier onderwyl ek gaan bid. En hy neem Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Vers 40. En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap. En hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Vers 41, vra hy die tweede keer, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is welgewillig, maar die vlees is swak. En weer het hy 'n tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe kom hy en hy vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En hy het hulle met rus gelaat en weer vir 'n derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle, slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is naby en die seun van die mens word oorgelewer in die hande van die sondaars. Staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. Hy kom in vers 38 en hy sê vir Petrus en die res en hy sê, waak en bid. Hy kom en hy vra een ding van ons as kerkleiers, ons as liggaam van Christus, want Petrus was die fondament vir die kerk gewees. Hy was die boublokke van die nuwe kerk. Wat is die opdrag wat hy vra? Hy sê, waak en bid. En 'n tweede keer het Jesus teruggegaan en hy vind hulle aan die slaap en hy vra weer, hy maak hulle wakker en hy sê, waak en bid. Wat gebeur? Het hulle dit gedoen? Nee, hulle was moeg en hulle het gaan slaap. En baie keer is dit ek en jy, is dit die liggaam van Christus. Ons wil nie meer waaksaam wees nie. Ons wil nie meer in gebid wees nie. Ons wil nie meer die verantwoordelikheid hê om oor dit wat God ons aangestel het te waak en te bid nie. Ek wil vandag vir jou sê, priester en hoof van die huis. Ja, jy wat vanoggend hier sit, jy wat ingeskakel is, wat is jou verantwoordelikheid?
om te sit, te slaap, rustig te wees, soos wat die disippels elke keer was? Of gaan jy opstaan en begin jou verantwoordelikheid volstaan? Dit wat God van jou verwag. Wat verwag hy? Ek moet ingebid wees. Ek moet 'n soldaat vir Christus wees. Ek moet die hoof en die priester van my huis wees. Ek moet waaksaam wees oor my vrou en my kinders. Dan vra ons, hoekom is die wêreld deur mekaar? Dan vra ons, wat gaan aan? Wie hoekom? Want ons is nie meer waaksaam nie. Ons ken nie meer die woord nie. Ons kan nie meer opstaan vir wat reg en verkeerd is nie, want ons is bevind aan die slaap. Daarom begin dinge in ons lewe plaasvind. En daarom kom Paulus, en Paulus lê klem op die volgende. En ek wil hê ons moet kyk wat Paulus vir my en jou sê. Om waaksaam te kan wees in gebed, is daar iets wat ek en jy moet kan doen. Eerstens kom Paulus en hy sê, jy moet volhard in gebed. En dan kom ons in, dit is 'n 5 minute gebed. Net voor ek vanaand gaan slaap. Dis mos vir die kind van God doen, nie waar nie? Ek lees gou my Bybel. Ek lees gou vir 5 minute. Dan is ek mos nou perfectly. Wat het met die disippels gebeur? Eerste keer, wat het die Here hulle gevra? Waak en bid. Wat het hulle gekry? Geslaap. Tweede keer, gaan maak julle wakker en hy vra, bid saam met my en waak saam met my in my uur van nood. Wat doen hulle? Hulle slaap. Wat gebeur? Jesus het hulle gelos. Dis ek en jy. Ons volhard nie meer nie. Daarom kom Paulus in Kolossense 4 vers 2, wees waaksaam en dankbaar as jy bid. Bid jy vir jou gesin, priester en hoof? Bid jy? Bid jy vir jou gesin? Bid jy vir hierdie gemeente? Bid jy vir hierdie leierskap? Bid jy vir hierdie gemeenskap? Bid jy vir hierdie dorp? Vir wie bid jy? Of is die eie ek? Here, beskerm my. Here, doen tog dit vir my. Gaan luister na ons gebedslewe. En na die derde gebed? Ag, weet jy wat? Hoekom moet ek bid? Dis mos die gesindheid. Ek dink Petrus het hulle gesê, maar hoekom moet ons nog wakker bly? Ek is moeg, laat ek gaan slaap. Ek het krag nodig. Die dag van môre lê voor. Dis laat. Dan kom ons die dag van môre. Want dis mos wat die kind van God mos sê. Daar is mos 'n dag van môre. So, hoekom moet ek dit nou doen? En nou kom vind ons uit, daar gaan nie 'n dag van môre wees nie. Aan die ander woorde, Paulus kom en hy sê, ons moet volhard in gebed. Dit vat iets. Weet wat vat dit? Dit vat jou tyd. En hoe bid ons? Ons bid nie met volharding nie. Ons doen nie meer daardie ernstige soek na God in ons gebedslewe nie. Die gebedslewe van die kind van God het afgewater. Ons glo nie eers meer in wat ons self bid nie. Ons rammel rympies af om ons gemoed te streel, te sê, ek het mos vir daai man gebid, maar het hier met God se passie en liefde gedoen. Paulus sê verder, dat ons doelgerig in ons gebedslewe moet wees, om te bid vir geestelike weerbaarheid van jouself en die gelowiges om jou. 1 Petrus 5 vers 8 en 9, hy sê, wees nigter, wees waaksaam, luister mooi, julle teenstander die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan, standvastig in die geloof, in die wete dat julle mede-gelowiges oor die hele wêreld dieselfde soort lyding verduur. Hy sê, en hy begin af met vers 8, wees nigter
en waaksaam. Wat beteken nigter? Nie as jy onder die prop is nie, ons praat van geestelike nigterheid. Om die vyand te kan ken, om te weet wat die vyand van ons verwag, om waaksaam te kan wees, altyd om op die uithoede en op die uitkyk te wees vir die aanval van Satan. Maar hoe kan ons dit weerstaan? Deur die woord van God, deur die kennis in God. Maar ons ken nie die woord nie, daarom kan ons meer doelgerig oor probleme in die wêreld bid nie. Want waarom moet ek vir my naaste bid? Waarom moet ek vir die wêreld bid? Waarom moet ek dit doen? Want alles gaan rondom die eie ek. Me, myself and I. Wanneer gaan ons van trone afklim? Wanneer gaan ons besef dat ons doelgerig in hierdie wêreld moet bid? Wanneer het ons doelgerig gebid vir iemand in hierdie huis, wanneer hy siek is? Ons het baie keer op die kerksgroep bid, hy is siek. Hoeveel van julle bid vir hom? Doelgerig. Hoeveel volhard? Of doen net een keer? En dan los jy dit. Dis doelgerigtheid. Dis volharding. Om deur te druk tot waar hy die oorwinning kry. Ons het verlede jaar, en ons vir my kommerwekkend gewees, in hierdie dorp het ons 'n 24 uur 7 dae gebed gehad. Wie kan dit onthou? Ons het 'n lys uitgestuur vir mense om te bid. In hierdie hele dorp het ons gesukkel om die dae vol te maak. Weet jy dit? Want mense wil nie meer bid nie. Mense wil nie meer waaksaam oor ons dorp, oor ons huis wees nie. Want daar's ietsie wat ek moet doen. Mense wil nie meer volhard nie. Mense wil nie hulle eie tyd opgee nie. Want jy sien die televisie het ons oorgeneem. My persoonlike lewe is ons belangriker as 'n gebedslewe saam met God. Baie van ons gebruik God as 'n noodwiel. Wanneer ek hom nodig het, dan wil ek bid. En dan moet God daarom tog vinnig wees. Hy moet tog daarom baie vinnig my gebede beantwoord. Nie waar nie? Want ek wil mos quick resepte hê. Alles wat ons deesdae is daar's 'n quick resep vir alles in die lewe. En ek het ook 'n quick resep vir jou. Hulle noem dit die gospel. Ek het ook 'n pilletjie vir jou. Gaan drink hom. Die gospel. Dat hom jou hart vul. Dat hy jou gedagte vul. Dan gaan jy sien wat God vir jou doen. Die derde een. Paulus sluit ook hierdie groep in. In hierdie gedeelte oor die wapenrusting van die gelowige, sê Paulus dit aan Efesiërs 18 aan die einde. Wat sê Paulus van die wapenrusting? Ja, ons trek die wapenrusting aan. Jo, nou is ek mos 'n soldaat vir Christus. Nie waar nie? Maar vergeet ek een ding. Ek moet waaksaam wees in gebed. Ek moet 'n kragtige gebedslewe hê. Ek het dit altyd en ek verwys daarna. Die lans van gebed in Efesiërs 6:18. Wat is die lans van gebed? Dis die spies wat ek gooi op 'n afstand. My woorde hou die vyand op 'n afstand. My gebedslewe hou hom op 'n afstand. Maar as ek nie 'n kragtige gebedslewe het nie, hoe kan ek waaksaam wees? Hoe kan ek my familie beskerm? Hoe kan ek die huis van die Here beskerm? Hoe kan ek vir 'n gemeenskap bid? As ek nie daardie gedeelte aantrek nie. Paulus haal die vierde aan, hy sê ons verantwoordelikheid, en ek het dit nou tog so mooi aangehaal, is nie net vir jouself nie. Moet tog net nie vir jouself die heeltyd bid nie. Het jy al mense gesien, ek luister tog so as hulle bid, hy begin kragtig broer, en sy stemtoon alles verander, want jy moet weet, hy is darm nou op 'n goddelike vlak. En wanneer hy diep stemtoon het, dan begin hy met sy lysie. En is eie ek, eie ek, eie ek, eie ek, eie ek. En God sê, 'n kragtige gebedslewe gaan nie net oor jouself nie, dit gaan oor almal. Die Here sê, jy moet vir jou vyand bid. Nee, wag nou, jy kan nie dit van my vra nie. Hoekom moet jy nou dit van my vra? Daai vriend wat jou seer gemaak het, daardie familielid wat iets aan jou gedoen het,
Weet jy dat jy vir hom moet bid? Maar ons wil dit nie doen nie. Dan kan ons nie waaksaam in gebed wees nie, want jy sien, wanneer die hoogmoed intree, maak ek en jy deur in die geesteswêreld oop, en Satan, ou krultoon kom in jou lewe. Daarom sê die Here in die modelgebed, Vader, vergewe my oortredinge, soos ek wie vergewe? My skuldenaar. En wat moet ek doen? Ek moet 'n seëning oor my skuldenaar uitspreek. Ek moet vir hom vra, Here, seën hom. Nie straf hom nie, seën hom, dat hy tot bekering kan kom. En wanneer die Here hom seën, moet dan nie bid, Here, maar wat van my nie. Want dis wat ons mos doen. Ons kyk mos van die seëning van die ander mense in die gemeente, en dan wil ek sê, Jesus, kyk hoe seën die Here daai ou. Here, wat van my? Dalk moet jy dalk nederig word en volhard in jou gebed. En die Here sal jou seën. Maar vir al die heiliges moet ek en jy intree. Ons moet smeek en volhardend pleit vir hulle om waaksaam te wees. Want vir ander, vir wie moet ek ook bid? Elke gelowige. Ek moet by die Here kom pleit, Here, dat hulle weer waaksaam, wakker gaan wees in die geloof, dat hulle gaan volhard in die geloof. Met ander woorde, ons moet vir mekaar hier bid, dat ons kan waaksaam wees in gebed. Let ook op dat Paulus hierdie gebed verbind aan gebede, deur of in die gees te bid. Daarom sê van ons in Johannes 4 vers 24, God is gees, en wie hom bid, moet in gees en waarheid aanbid. Wanneer bid ek en jy in waarheid? Wanneer ek 'n begeerte na God het. Nie wanneer ek dit doen omdat ek dit moet doen nie, want dis mos wat ons deesdae is. Ag, laat ek tog net gou Bybel vanaand lees. Ag, laat ek tog net gou bid, dan weet die Here ek het dit mos gedoen. Een van die punte wat Pastor Patrick aangehaal het, is die honger na Christus. Die honger na die waarheid. Het jy nog die soeke en die honger om God in gees en waarheid te aanbid? Het jy honger in jou om vandag met God te praat? Het jy honger in jou om weer te wil bid vir jou familie? Vir almal? Vir die een wat jou te nagekom het? Het jy honger in jou lewe? Is jy soeke na God in jou gebedslewe? Ek vra jou vandag. Het ons weer daai innerlike begeerte om te sê, Here, ek wil U ervaar. Here, ek wil in U heilige teenwoordigheid inbeweeg wanneer ek in my gebedslewe is. Here, ek soek U. Het al gekom en gesê, Here, ek wag vir 'n antwoord. Sien, ons praat so baie, maar ons wag nie vir God nie. Om waaksaam te wees is om te wag vir instruksies van God, hoe om hierdie probleem aan te pak, hoe om hierdie oorwinning te kan kry, wat om te doen. En die kerk het so lou geword. Ons het nie meer daai innerlike begeerte, 'n honger om in God se teenwoordigheid tyd te spandeer nie. Waar is jou honger, kind van God? Waar is jou opregtheid? Waar is jou soeke? Weet jy wat, die woord beteken niks as jy nie soeke na God is nie. Die Heilige Gees moet jy aanwakker. Jy moet sê, Heilige Gees, maak my honger. Ek wil wees soos 'n ribbok. Ek smag na daardie water, water van lewe. Wie kom die kerk dood? Wie kom Christene lou? Want ons soek nie God met opregtheid nie. Ons soek nie God met alles wat in my is nie. Ek wil graag sien, en ek sê dit vandag met eerlikheid, wat gaan gebeur as kinders van God
opreg weer gaan volhard in gebed en soeke na God is. Wil jy wonderwerke sien? Wil jy genesing sien? Is wanneer die kinders van God een in gees gaan word. God gaan soek in volkome waarheid. Hoekom? Hoekom moet ons dit doen? Wat is dit wat die Gees binne my en jou kom doen? Paulus gee vir ons die antwoord in Romeine 8 vers 6, 26, 27. So kom die Gees ook in ons swakheid tot hulp. Hoekom dis die Gees vra? Weet jy, wanneer ek en jy swak is, moet ons die Gees vra, bid namens my. Wanneer jy nie woorde het nie. Weet jy, ons is tog so geneig om die leuen van Satan te glo. Is dit nie so nie? Maar ek kan nie bid nie. Kan jy praat? Kan jy met Henry praat? Ek vra jou, kan jy met Henry praat? So kan jy met God praat. As jy met Henry soos 'n vriend kan praat, kan jy met Jesus praat soos 'n vriend. Ons dink altyd, gebed is die hoogheiligheid aan ons. Ons stemtoon verander. Het jy al gesien? Ja, jy al geluister as mense bid. Man, sy hele houding verander. God sê, jy moet na hom toe kom, net soos jy is. Jy hoef jou stemtoon te verander nie. God gaan nie na jou stem luister nie. God gaan na jou hart luister. So ek weet nie hoe om jou stemtoon verander nie. Dink jy God gaan antwoord? Nee, God kyk na die hart. Dis tyd dat ek en jy weer soeke is na die Heilige Gees. Dat die Heilige Gees, weet jy, hy het al vir die Heilige Gees gevra, openbaar aan my vir wie ek vandag moet bid. Jy het hom gevra. Dis deel om waaksaam in gebed te wees. En God sal in jou openbaar wanneer jy moet bid. Hy sê, so kom die Gees so kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp, want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie. Maar die Gees tree self vir ons in met versigtiginge wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die hart deurgrond, weet van die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir hy heiliges intree. So as jy nou weer kom en sê, ek kan nie bid nie, dan wil ek jou herinner in Romeine 8 vers 26 tot 27, dat die Heilige Gees jou lei om te bid. Dat die Gees aan jou kan openbaar, vir wie en wat jy moet bid. Dis wat die Gees doen. So kom ons hou op om die leuen van Satan te glo, om te sê, ek kan nie bid nie, ek kan nie waaksaam wees nie. Ek het nou die dag vir iemand gesê, te sê, ek vind dit moeilik om te bid, te sê ek dan quoteer skrif in jou gebedslewe. So maklik soos dit. Ja, maar ek sê, wel, as jy nie skrif kan quoteer, beteken nie, jy lees nie Bybel nie. So maklik soos dit. Wanneer jy dit moeilik vind, begin tot God sing. Weet jy, ek sukkel ook in my gebedslewe baie keer. Nou kom maar 'n liedjie op. Nou gisterand was weer een van daai gevalle, wat ek so vinnige brainwave gekry het, en ek sal keyboard toe. En ek figure 'n liedjie uit. En dan etenstafel vra hulle, wat's fout met jou? Ek sê, ek sing. My vrou sê, hoekom sing jy? Ek sê, want ek sing. God, you're so good to me. Here, jy is so goed vir my. You're so wonderful for me. En hulle dink daar's fout met my. Want weet jy wat? Baie keer as ek iets moeilik vind, dan vra ek net die Here. En hy liedjie kom op, en toe hy vir my sê, God, you so good, you so wonderful. Weet jy wat, voel ek weer die warmte van die Here. Want deur daardie liedjie, het hy weer vir my kanaal oopgemaak, om net met hom te kan praat, om te kan loof, om te kan prys. Maar jy moet jouself oopmaak, en jy moet 'n hongerte in jou hê, om met God te wil praat. Prakties. Hier is die deel van gebed, veronderstel dis dat jy jouself afvra watter probleme gelowiges reg deur die wêreld ervaar en vir wie jy kan bid. Het jy al gevra, Here, wanneer laas het jy vir die mense gebid wat vervolg word in geslote lande?
wat hulle lewe verloor vir die evangelie. Wanneer laas het jy vir hulle gebid vir versterking? Dat God aan hulle sal openbaar die gevare wat voorlê vir hulle. Dat God met hulle sal wees, dat God hulle sal versterk. Ons doen dit nie meer nie. Ons bid nie meer vir hulle nie. Wanneer laas het jy gebid vir die uitdagings en hindernisse in jou lewe? Jou kinders se lewe, jou vrou se lewe, die gemeente sin, die gemeenskap sin. Weet jy dat dwelms 'n daadwerklike probleem in ons gemeenskap is? Wie van julle bid vir dit? Weet jy dat die ouete huise in 'n daadwerklike krisis staan hierdie tyd waarin ons nou is? Weet jy dit? Hoekom bid ons nie vir hulle nie? Ons vra gereeld met die manne bid hier Woensdae. Kom bid. Want ons sekere aspekte waar ons wil bid. Maar waar is die manne van Christus? Waar is hulle? Hulle maak soos die disippels. Hulle lê in rus. Dan mis hulle God se antwoord. 'n Mens kan nie uiteindelik hierdie deel van gebed ernstig beoefen as jy jouself ingrawe in wat in die wêreld ingaan nie. En wat is dit? 1. Die sending. Het jy al gevra? Het jy al nuus geluister? Het jy al gehoor van die vervolging? Of het ons so swak geword dat ag is maar net nuus. Ag is maar nog net mense wat doodgaan. Ag is maar nog net so ietsie. Het jy al gehoor van die kindermishandeling? Het jy al gehoor van human trafficking wat weer die hoogte inskiet? Het jy al gehoor van dit? Hoekom bid ons nie? Ek hoor nie dat mense dit in hulle gebedslewe ophaal nie. Ek hoor nie dat ouers vir hulle kinders bid vir beskerming, dat hulle nie deur dit sal gaan nie, dat God hulle sal veilig behoed en bewaar. Ek sien dit nie meer nie. Ons het so selfgesentreerd geword dat alles oor my gaan. My werk het probleme. Wat van jou vrou sin? Wat van jou kind? Weet jy van die boelies staat nou weer 'n geval uitgekom. Nou lees ek weer hoe die kinders van God afgaan op die boelies. Bid vir daardie boelies. Dat hulle tot inkeer sal kom. Dit wat hulle gedoen het, praat ek nooit goed nie. Maar dat God in hulle harte sal begin werk. Of word ons deel van die hoofstroom wat klippe gooi? Toe ek die verhaal hoor, toe sê ek stem nie saam met dit nie. Maar ons moet vir hulle bid. Ons moet vir hulle ouers bid. Ons moet vir hulle skool bid. Ons moet vir hulle gemeenskap bid. Sodat dit nie weer plaas kan vind nie. Want dit is wat dit beteken om waaksaam in gebed te wees. Sodat dit nie weer kan plaasvind nie. Ons doen dit nie. Ek wil vandag vir jou die geleentheid gee en ek gaan met dit afsluit. Dat jy gaan vir 'n paar minute stil sit en jouself die vraag afvra. Is ek waaksaam in my gebedslewe? Is ek die priester in die hoof? Is ek die soldaat wat by my huis se deur staan, gepantser met die wapenrusting waarvan gebed deel is, om waaksaam te wees, om in te tree vir my gesin, in te tree vir die gemeente? Ek praat in hierdie week met iemand, en hy sê vir my, ek het nie meer bidders in my gemeente nie. Ek het nie meer intercessors nie. Ek sê, maar wat's fout met jou? Wat's fout met jou kerkraad? Ons wil nie meer bid nie. Ons wil nie meer ons verantwoordelikheid opneem nie. Ek wil vandag vir jou sê, ons gaan soos die disippels wees. Ons gaan in die slaap wees, wanneer die koms van die Here kom. Dis 'n ernstige waarskuwing vir almal van ons in hierdie gemeente. 2 keer het hy gesê, waak en bid. Die 3de keer het Jesus verbygegaan. Moenie dat hy verby jou gaan nie. Dis tyd dat die kind van God die belangrikheid
van 'n waaksame gebed besef. Dis tyd dat die kind van God weer 'n honger en 'n dors na God het. Dis weer tyd dat die kind van God Christus met alles wat in hom is, soek. Henry het 'n mooi ding aangehaal, ding wat hy gepost het. Ek dink Henry het gesê, is iets van, moenie dat die kerk die rede is waarom jy iets mis nie. Of die kerk moet die rede wees waarom jy iets mis. Weet jy, ons het altyd so 'n verskoning om die kerk toe te wil kom nie, né? Soek altyd 'n rede. Soek altyd 'n verskoning. Het jy gedink as jy voor God gaan staan, wat jy dan vir hom gaan sê? Hy het jou aangestel as die priester, hy het jou aangestel as die moeder van die huis. 'n Moeder moet die sagte een wees wat haar kinders bymekaar hou. Hulle leer van wie Christus is saam met die man in die huis. Waar's die moeders? Waar's die paas? Kinders, jy is nie gevrywaar nie. Die woord sê ek moet my ouers onderdanig wees. My ouers leef of my ma leef nog. Ek het 'n plig en 'n verantwoordelikheid teenoor haar. Wanneer gaan ons dit regtig vol staan? En aktief vir hulle in ons lewe bid. Waaksaam wees oor dit waarvoor God ons aangestel het. Amen. Ek gaan 'n minuut, ek gaan vra dat my musiekspan vorentoe kom.